Goeiemorgen. Dit is maandagoggend, die 8ste April 2025. En ek groet julle oude gewoonte hier vanaf die walle van die Groot Rivier. En ja, ons is terug van ons reis deur Natal, ons besoek daar in Vicksburg, Newcastle, Richards Bay, Margate en dan Durban gebied daar in Pinetown. En dit was seker van die grootste gehore wat ek nog getrek het met enige besoek aan Natal. En dit is seker nou al die 4de, 5de keer wat ek daar kom. Maar ons sê baie dankie aan al die mense wat dit vir ons moontlik gemaak het en die vriendelikheid waarmee hulle dit ons ontvang het en dit gehanteer het. Moet onthou sodanige toer kom nie maklik nie, dit kom nie verniet nie. Met brandstofpryse soos dit is, selfs die tolhekke en so aan, kos dit maar 'n redelike penny om daardie tipe van reise deur die land te onderneem. Maar ek sê dan ook baie dankie vir die ondersteuning wat ons daar beleef het, ook aan die mense wat vir ons 'n paar goedjies gebring het, soos hierdie kondensmelk wat ek ontvang het van 'n persoon daar in Pinetown. En dan is daar ook nog 'n bietjie droewors, biltong en al sulke tipe van dinge wat ons ontvang het. Baie dankie. Dan donderdag aand by die Bosberaad wil ek graag gesels met julle rondom die omvattende lys van ANC oortredings volgens die Verenigde State van Amerika se inligtingdienste. Nou, ons moet besef dat Amerika nie gereageer het op persoonlike klagtes wat gelê is en so meer nie. Die agentskappe, die CIA-agentskappe, dan die verskillende vertakkings binne die ambassades, hulle weet baie goed wat in Suid-Afrika aan die gang is en hulle monitor al vir baie jare alles wat in Suid-Afrika gebeur. Want dit is in belang van enige land om te weet wat aangaan in daardie land, veral wanneer dit kom by die Verenigde State van Amerika. Nou, met die onlangse probleme rondom die potensiële sanksies, die staking van USAID en 'n verskeidenheid van ander amper strafmaatreëls wat ingebring is, moet ons dan vir onsself die vraag vra, nou wat alles het die Amerikaners van Suid-Afrika raak gesien. En dit is 'n omvattende lys wat binne daardie nuwe wetsontwerp vervat is, wat Amerika dan teen Suid-Afrika het en wat sal moet verander indien Suid-Afrika wil terugkeer na al die handelsooreenkomste soos voorheen. Maar dit dan donderdag aand tydens die Bosberaad gaan ons daaroor lekker gesels. Ek wil vanoggend ook vra of enige van julle vir my meer nuus het rondom die potensiële storie oor die Gripen vegvliegtuie. Kom ons kyk net daarso, dat ek vir julle wys, wat word daar gesê? Dit word gesê daarso dat Gripen fighter jets are being repossessed by Sweden because the ANC forgot to pay for them. You have to be some special kind of an idiot to forget. And here I thought the ANC couldn't surprise me anymore. En dan is daar gerugte dat hierdie sogenaamde skuldinvorderaars is op pad vanaf Sweden om dan beslag te lê op die Gripen vliegtuie wat nie betaal is nie. Ek kan egter nie dit bevestig nie en dit klink vir my so effens snaaks aan die een kant, maar ek sal baie graag wil weet, as enige van julle vir my nuus het rondom hierdie Gripen storie en dit vir my stuur, sal ek dit baie waardeer, dat ons kan kyk daarna. Dan 'n verdere situasie waaroor ek vanoggend wil praat, is natuurlik hierdie al ewige barbaarse optrede wat Suid-Afrikaners het wanneer daar 'n ongeluk plaasvind. Want sou jy vandag in 'n ongeluk kom, moet ek vir jou verseker, gaan niemand meer
enigstens na jou kyk of dan nou wil help nie. Soos hierdie ou sê hier in hierdie berig van hom, if you crash your truck in South Africa, don't expect help from the local community. The entitled, low moral, criminal scum that they are will loot everything. And how are civilized people supposed to live among such criminally inclined people? Please share to raise awareness and note the laughing. It's like a comedy show or something. En dan kan jy nou die videoetjie speel wat daarmee saamgaan. So dit sê vir ons dat, en dit was vir my een van die goed wat opvallend was toe ons nou in Natal getoer het, is dat die besef dat as jy in 'n ongeluk van soorte sou wees, dan is jy op jouself aangewese en dit sal nie goed afloop nie. Want jy sien nog 'n ongeluk gebeur en nog voordat enige iemand kyk of die drywer en of passasiers veilig is, of hulle iets oorgekom het, of hulle dalk mediese hulp kan toepas, word die voorraad net eenvoudig geplunder. En dit word gelate aanvaar. Ek het dit eendag hier in die Karoo gesien, daar buite Bridgetown, tussen Bridgetown en Victoria West, waar 'n vragmotor omgeslaan het met skaapkarkasse, en hoe almal die polisie inkluis met hierdie skaapkarkasse oor hulle skouers loop en dit gaan inlaai in hulle voertuie en eintlik diefstal pleeg op 'n amper georganiseerde wyse op groot skaal. Dis regtig asof ons land bestaan uit 'n klomp opportuniste uit, om wanneer 'n insident plaasvind en homself daartoe verleen, om dan in te spring en te plunder en te vat, al kan hulle dalk dit nie eens gebruik nie. En dit is 'n hartseer verhaal. Wat het geword van die jare waar mense mekaar gehelp het wanneer daar 'n ongeluk was? Nee, nou lyk dit vir my, moet jy maar wag totdat iemand die nooddienste kontak en wat dan op die toneel opdaag, en dan moet jy die aard van die saak verwag dat jy nie meer veel van jou besittings in jou voertuig gaan hê nie, en dis natuurlik 'n hartseer verhaal. Want hierdie criminally inclined, soos hierdie persoon beweer, die bevolking van Suid-Afrika is, en as ons nou gaan kyk na donderdag aand, na al die aanklagte wat teen Suid-Afrika ingebring word, die oortredings wat plaasgevind het, dan moet ons aanvaar dat daar is 'n verskriklike kriminele tendens tans in Suid-Afrika. Ek wil inteendeel 'n hele reeks maak oor hoe die onvermoë van 'n effektiewe polisiemag bydra tot die groeiende, skokkende misdaadstatistieke wat tans in Suid-Afrika plaasvind. Wat dit was 'n paar jaar gelede en wat dit nou is 'n paar jaar later. En dan sien ons natuurlik ook die onvermoë, maar ook die onbereidwilligheid om betrokke te raak of om mense te help. Veral nou, nog meer so nou nadat die Trump-element na vore gekom het in die Suid-Afrikaanse situasie. Nou sien ons dat daar nog meer 'n onwilligheid bestaan om na sekere groepe om te sien, hulle te beskerm, of om selfs hulle sake aan te hoor, hulle saaknommers te gee, oop te maak. Dis die een stryd op 'n ander stryd. En ek is seker versekeringsmaatskappye sal vorentoe 'n ander stelsel in plek moet sit waar mense hulle skade, hulle verliese, hulle ongelukke kan gaan aanmeld om dan 'n sogenaamde saaknommer te kry. Nou, solank hierdie kriminaliteit bestaan onder ons mense, sal dit nie beter gaan nie, en ek kan geen manier sien hoe dit sal beter gaan nie. En as ek net kyk die verval wat plaasgevind het in 'n plek soos Natal, dan is dit geweldig hartseer.
om te besef dat dit nooit weer gaan wees wat dit was nie. En dan praat ek nie van die politieke stelsel of bedeling nie. Ek praat bloot van orde, van veiligheid en netheid in ons dorpe se kerne, die sakegedeelte, die CBD's van die verskillende dorpe of dan stede, wat absoluut vervalle en verwaarloos is. Daar is nie 'n omdraaikans nie en ek voorsien net groter probleme vorentoe en daarom is dit so belangrik om bewus te wees, jy as 'n individu dat daar 'n probleem in Suid-Afrika nie ontwikkel is, wat ons toenemend raak sien in aanrandings, onwilligheid om te help, alles wat daarmee saamgaan. En uiteindelik moet ons dan gaan ons meer en meer die teiken raak van hierdie onregverdigheid en uiteindelik al wat gaan oorbly is om 'n vermoë te hê om na ons eie veiligheid te kyk, om na onsself om te sien en in die proses dalk ook selfregering te bekom. Maar daaroor praat ons op 'n ander stadium meer. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en ek is môreoggend dan terug by julle. Intussen wil ek my vriend Colleen Serfontein baie sterkte toewens waar hy 'n prosedure in die hospitaal ondergaan het en waar hy nie sy briekmerke program huidiglik uitsaai nie as gevolg van die feit dat hy gehospitaliseer was. Hy is terug by die huis, dit gaan op die oog af goed. Ons sal waarskynlik teen volgende week weer meer aktiwiteite van hom sien en ervaar. Sterkte daar met jou Colleen en mooi loop. Lekker dag dan vir elkeen van julle en ons gesels dan môreoggend weer. Mooi loop.